groet u geliefdes in die wonderlikste naam van alle name, naamlik ons Yahweh Elohim, sy seun ons Yeshua, Amasiah, hy wat die woord is, as ook die Heilige Gees, ons Yahuwah. Geliefdes, waar staan u vandag? Ons staan aan die einde van die 7de maand se feeste, Sukkot. En ons maak hierdie opname hier in die woord van Yahweh. En wil ek vir u dit wys daar in Haggai 2. Op die 21ste dag van die 7de maand het die woord van Yahweh deur die profeet Haggai gekom en gesê. Met ander woorde, hierdie 21ste van die 7de maand is die einde van die 7de maand se feeste. En kom Yahweh en wil hy vir ek en jy vertroos deur hierdie woorde van Haggai. En dan sê hy daarso, spreek nog met Zerubbabel, die seun van Sealtiel, die gouverneur van Juda, en met Joshua, die seun van Josadat, die hoofpriester, en met die oorblyfsel van die volk en sê. Nou dit is baie belangrik wat hy hier sê. Hy sê jy moet met hulle spreek, maar eintlik moet jy nie eers met die hele volk spreek, jy moet met die oorblyfsel van hierdie volk spreek. En dan vra hy vir hulle of hulle nog onthou hoe lyk die tempel. Wie is onder julle nog oor wat hierdie huis in sy vroeë heerlikheid gesien het, en hoe danig sien julle dit nou? Lyk dit nie net soos niks in julle oë nie? En as ek en jy vandag moet praat daar in Jerusalem oor hierdie tempel, want hy is nog nie gebou nie. Hy is soos niks nie. En ek en jy het hom nog nooit gesien. Maar nou kom Yahweh en nou sê hy, nou dan skep moed, Zerubbabel, spreek Yahweh. Want ek is met julle, spreek Yahweh van die leerskare, met betrekking tot die verbond wat ek met julle gesluit het by julle uittog uit Egipte, en my gees sal in julle midde bestendig bly. Wees nie bevrees nie. Want so sê Yahweh, 'n rukkie nog, 'n kort tydjie, dan sal ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe. Ek sal ook die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei. En dan sê hy, aan my behoort die silwer en aan my die goud, spreek Yahweh van die leerskare. Dan sê Yahweh dit nou van die nuwe tempel wat moet gebou word, die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre, sê Yahweh van die leerskare. En hierdie plek sal ek vrede gee, spreek Yahweh van die leerskare. 'n aanduiding op die 1000-jarige vrederyk. Maar geliefdes, Yahweh wil vir ek en jy bemoedig om vir ons te sê, nou hierdie 7de maand se feeste is nou verby. Waarna toe is ek en jy nou op pad? As ons op pad na hierdie wonderlike uitsien, na hierdie bruilofsmaal. Ja, en een van die dae is dit gelofte dag. En nou sal jy vir my vra, maar hoe koppel ek gelofte dag aan hierdie 7de maand se feeste? Want die 10de van die 7de maand was die groot versoendag, 'n wonderlike dag, maar 'n baie ernstige dag. En die vraag is, het jy daardie dag gehou, geliefdes? 'n dag waar Yahweh vir ek en vir jou die geleentheid gee om reg te maak. En dit is vir ons so belangrik om dit te kan weet in ek en jy se lewe. Jy weet baie, hoeveel omstredenheid was daar oor die 23ste, 24ste. En het ek net weer eens besef hoe die Satan die fokus wegvat van hierdie 7de maand se feeste af.
en sou die wegraping dan nou plaasgevind het, weet jy geliefdes, dan was ek en jy reg. Ek hoop, ek was reg. En ek was baie spyt dat dit nie gebeur het nie. Hoekom nie? Want ek wil graag huis toe gaan. Want die wegraping beteken dit vir my dat ek gaan huis toe. Na hierdie wonderlike bruilofsmaal wat die almagtige Jahwe Elohim vir ek en vir jou voorberei. Kan jy vandag gaan sit en baie dankbaar daaroor wees as jou lewe nie reg was nie. Dat hy nie gekom het op die wolke nie. Maar jy het nog 'n kans, geliefdes. 'n Kans om te terugkeer na Jahwe te maak. En ons praat dit so baie kere van dit wat nou in hierdie wêreld gebeur het ten opsigte van hierdie datums wat gegee is. Maar die feit van die saak is, was jy reg sou Yeshua op die wolke gekom het? Dis die vraag. Nie of hy sou gekom het en of hy 'n datum gegee het of nie 'n datum gegee het. Dis nie waaroor dit gaan nie, dit gaan oor hierdie wonderlike fees wat onvervuld is, wat Yeshua nou gaan vervul. En nou praat hy met hierdie oorblyfsel. En hy sê hulle moet goeie moed hou. Want kyk, 'n kort rukkie. Nou sê hy daar, ekskuus. Hy sê jy moet moed skep vir Josia, want kyk nog 'n kort tydjie. Né, dan sal ek weer kom. Sal hy weer hierdie omwenteling in hierdie wêreld bring van sy koms. Maar nou gebeur daar iets wat so van toepassing is op vandag hier in Haggai 2. Daar vers 11, so sê Jahwe van die leerskare, vra tog aan die priesters inligting uit die wet en sê, en hy moet dit maar self gaan lees, as iemand heilige vleis in die slip van sy kleed dra, en hy sal met sy slip aan brood raak of iets wat gekook is, of wyn of olie of wat 'n spys ook al, sal dit heilig word? En die priesters het geantwoord en gesê nee. Daarop sê Haggai, as iemand wat deur 'n lijk verontreinig is aan al hierdie dinge sou raak, sou dit onrein wees. En die priesters het geantwoord en gesê, dit sal onrein wees. Nou wil ek net vir u asseblief vra, geliefdes, dat u mooi gaan dink, wat sê hy? Hy vra vir hulle omtrent die wet. En so kom Jahwe en vra hy vir hierdie volk omtrent die wet. En hierdie priesters het die regte antwoorde. En as jy by enige ou daar buitekant gaan vra, gaan hy vir jou die regte antwoorde gee. Gaan hy jou vertel van die 10 gebooie, gaan hy jou vertel van die verordeninge en die insetting, maar hy doen dit nie. Met ander woorde, jy weet presies wat is reg en wat is verkeerd. Toe antwoord Haggai en sê, soos in my oë hierdie volk en so hierdie nasie spreek Jahwe, so is al die werk van hulle hande en wat hulle daar offer, onrein is dit. So by hierdie volk gaan maar net aan soos die vorige kere. Hulle hou nie net so 'n bietjie op nie, geliefdes. En nou kom Jahwe en ek wil met ek en met jou kom spreek, ek en met jou hierdie oorblyfsel. En dan sê hy daar in Jesaja 1 vers 9, as Jahwe van die leerskare vir ons nie 'n klein oorblyfsel oorgelaat het nie, soos Sodom sou ons geword het, sou net soos Gomorra gewees het. Met ander woorde, as jy deel van hierdie oorblyfsel van hierdie volk, hierdie klein oorblyfseltjie, wat nog glo,
wat nog sy gebooie, sy verordeninge en sy insettinge nog doen. En nou sê Jesaja daar in Jesaja 1 vers 18, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê Jahwe, al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Hoor jy hoe wonderlik praat Jahwe met ek en met jou geliefdes? Moet ek en jy weet dat as ons kan terugkeer kan maak tot Jahwe, hy vir ek en jy sal vergewe en ons skoon sal was deur sy kosbare bloed. En dis hoekom ek vir u vra, is u deel van hierdie klein oorblyfsel? Hierdie mense wat nog glo wat hierdie lig van hierdie wêreld is en behoort te wees. Maar Jahwe kom en hy sê daar in Jesaja 5 vers 13, daarom gaan my volk in ballingskap weens 'n gebrek aan kennis en hulle aansienlikes word hongerleiers en hulle menigte versmag van dors. Dit is nou baie mooi. Daarom het die doderyk sy keel wyd oopgemaak en sy mond uitgerek sonder maat, en daarom sink hulle adel in hulle menigte in hulle luidrigtigheid en diegene onder hulle wat uitgelate is. Is dit nie verskriklik nie? Dat hierdie doderyk sy mond wyd oopmaak en daarin stort hulle aan. Behalwe hierdie oorblyfsel wat hierdie keuse gemaak het om Jahwe te dien en te vrees en lief te hê, geliefdes. Hy sê wie hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter, wie hulle wat in hulle eie oë wys en na eie oordeel verstandig is. En al hierdie dinge gaan oor hierdie volk op, so seker as wat ek nou hier vandag met jou praat. Terwyl daar nog kans is, terwyl hierdie versoendag, dat jy kan kom en sê, Jahwe, maar ek vra, vergewe my. En dis dieselfde met gelofte dag, dat ons sal by mekaar kom, en die volk terugbring na Jahwe toe, en vir Jahwe sal smeek en sê, Jahwe, vergewe hierdie volk, wat u sien, Jahwe, u weet, hoe lyk dit daar buitekant. Verskriklik is dit, geliefdes. En nou, omdat hulle die wet van Jahwe van die leerskare verwerp het, en die woord van die Heilige van Israel verag het. Daarom gaan al hierdie goed kom. En ek vra vir u, geliefdes, is u een van hierdie, wat nie sy gebed, sy gebooie en sy verordeninge en insettinge hou. Want onthou net een ding, wat sê hy daar in Jakobus, hy sê jy een van hulle nie hou nie, dan kan jy net sowel almal nie hou nie, in my eie woorde. Want dis hoekom dit so belangrik is, dat ek en jy sal ag gee op hierdie wonderlike tyd, wat Jahwe vir ek en vir jou gegee het, om 'n verskil te kan maak, om 'n keuse te kan maak. Want daar het 'n tyd gekom in hierdie volk se lewe, soos hy daar in Rigters 2 sê, en toe ook daar die hele geslag by hulle vaders versamel is, staan daar 'n ander geslag na hulle op, wat Jahwe en ook die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. Want ek en jy is nie meer hierdie volk van Jahwe nie, hierdie volk wat op getuienis lewe, hierdie volk wat om die hele tyd dankbaar teenoor hom is, 'n terugkeer na hom toe maak, wat in sy insetting en sy verordeninge kom bly. Het daar 'n geslag opgestaan, wat hom nie geken het nie, en hom nie wil ken nie. Dis daar die geslag wat nou op hierdie aarde loop, geliefdes. En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van Jahwe.
Hulle het die Baals gedien. En Jahwe, die Almagtige, kom hy nie altyd daar na ek en jou toe nie. En hy sê vir ons daar deur Joshua, daar die laaste geslag wat die beloofde land beerf het. Hy sê Joshua vir hulle, so het ek julle dan 'n land gegee waar julle nie aan gearbeid en stede wat julle nie gebou het nie, dat julle daarin kan woon, wingerd en olyfbome wat julle nie geplant het nie, daar eet julle van. Vrees dan nou Jahwe en dien hom in opregtheid en waarheid. Verwyder die gode wat julle vaders gedien het oorkant die Efraat en in Egipte land. Dien Jahwe. Luister nou baie mooi. Vers 15. Maar as dit verkeerd is in julle oë om Jahwe te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode van julle vaders daaroor kan die Efraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal Jahwe dien. En dis hoekom ek by die sê, die besluit begin by jou. Daar die bekeer. Maar ek en my huis, ons sal Jahwe dien. En dit wat hier die oorblyfsel bly. Toe antwoord die volk vir Joshua. Hy sê, dis ver van ons, dat ons Jahwe sou verlaat, om ander gode te dien. En vandag as jy met soveel mense vra, jy vra wel in die kerk en in die Christendom, dan beantwoord hulle jou hier die woord. Maar Jahwe sê, en Joshua kom en hy waarsku hierdie volk. Hy sê, maar Joshua het vir die volk gesê, vers 19, julle kan Jahwe nie dien nie, want hy is 'n heilige Elohim, hy is 'n jaloerse Elohim, hy sal julle oortreding en julle sondes nie vergewe. Hoor u wat sê die woord van Jahwe vir ek en vir jou geliefdes, dat Jahwe ons sal nie vergewe as ons nie sy gebooie en sy verordeninge. Hoekom nie? Want hy bring heeltyd sy kant. Sy verbond staan nog altyd dieselfde. Hy sê, as julle Jahwe verlaat en vreemde gode dien, sal hy wat Jahwe is, julle weer kwaad aandoen en julle vernietig, nadat hy aan julle goed gedoen het. Toe sê die volk vir Joshua, nee, maar ons sal Jahwe dien. En so kom hier die volk ook elke dag en hy sê, nee, maar ons sal Jahwe dien. Wie wil hy dien? Het jy seker gemaak, wie is jou Elohim? Daarop sê Joshua aan die volk, julle is getuies teen julle self, dat julle vir julle self Jahwe gekies het, om hom te dien, en hulle sê, ons is getuienis. Ons sal Jahwe ons Elohim dien, en na sy stem luister. Geliefdes, gaan kyk maar hoe dinge verander die afgelope, ek wil amper sê 100, 200 jaar, stadig verseker, het hier die volk net so begin, die Baals dien. Hulle sê nie, hulle dien die Here, soos wat hulle sal sê. Maar dien jy Jahwe? Kom ek en jy, en ken ek en jy nog hierdie woord, sodat ek en jy nie in hierdie doderyk sal ingaan nie? Is ek en jy nog hierdie gehoorsame kinders van Jahwe? Wat besluit het, ons en ons huise en ons mense sal Jahwe dien. En dit is baie belangrik, geliefdes, dat ek en jy hierdie, ek wil amper sê, gelofte volk weer word. Want ons nader gelofte dag. Maar as Jahwe nie bereken vir jou 'n klein oorblyfseltjie oorgelaat het nie, sê Jesaja 1. Ja,
Dit is wat vandag gebeur. Waar was jy by versoeningsdag? Waar was jy by vandag by hierdie Sabbat? Waar was jy by sy feeste? Het jy dit gehou? En as jy dit nie gehou het nie, is daar nog tyd vir jou om op jou knieë te gaan en vir Jahwe te smeek om vergifnis. Maar ek en jy moet die keuse hê wat ons wel het, om vir die wêreld daar buitekant te kan wys dat ons is kinders van die ware Jahwe Elohim. Nie ons eie gode nie, nie ons eie kerk nie, nie ons eie organisasie nie, nee geliefdes, terug te kom na hierdie woord van Jahwe. Om ons te meet aan hierdie woord van hom. Is jy die oorblyfsel? Is jy deel wat hierdie groepie van hierdie 5 maagde wat genoeg olie in hulle lampe het? Dat as hierdie geroep kom, kan opstaan, die bruidegom tegemoet. En dan, geliefdes, dan gaan ons saam met hom in hierdie bruilofsmaal. Maar die probleem is net, dan word die deur gesluit van hierdie ark. Dan word die deur gesluit en dan maak jy ook wat, en klop en hoe en smeek en gaan te kere, dat sy gaan weg van my, want ek ken julle. Hulle sal sê, maar ons het duivels in die naam uitgedryf, ons siekes gesond gemaak. Ons het al hier die wonderlike, Christelike goed gedoen. Sy gaan weg van my, ken julle. Dit moet nie laat dit ooit met jou gebeur. En jy altyd sal vasstaan. En altyd hierdie besluit sal hê. Maar ek en my huis, ons sal Jahwe dien. Ek groet u in die wonderlike naam van alle name, ons Jahwe Elohim. Shalom.